Nou vriende, ek wil net vir die herinner môre aand. Ons het net 5 aande, ons het nou vanoggend begin, 5 geleenthede vanoggend, vanaand, môre aand, dinsdag en woensdag aand. En ek behandel met u hierdie geweldige groot onderwerp. Het gesien vanmôre, ek het gedink ek gaan deurkom. Ons praat met u oor hierdie 5 offers in die boek Levitikus. En ek wil hê jy moet alreeds saam met my weer na hierdie hoofstuk toe blaai. Levitikus hoofstuk 1. Terwyl jy so toe blaai, wil ek graag iets verduidelik. En ek het vanmôre 'n woord gebruik in Eksodus 29 vers 42 waar hierdie vers staan. En baie keer dan hoor ons die woordjie, wat beteken 'n voortdurende brandoffer? Die Bybel praat baie keer daarvan dat ons hy praat van hierdie woordjie, daar moet 'n voortdurende brandoffer vir julle geslagte wees. Hoor nou mooi, by die tent van samekoms voor die aangesig van die Here, waar ek met julle sal saamkom om daar met julle te spreek. Dis nie wonderlik hierdie vers, hy sê 'n hele paar dinge. Maar hy praat van 'n belangrike woord, hy sê voortdurende brandoffer. Kan ek vir jou verduidelik wat is daai woordjie? Die Ou Testament is so ryk. As daar gepraat was van 'n voortdurende brandoffer, dan het die volk presies geweet wat dit die Here daarmee bedoel. 'n Voortdurende brandoffer bestaan uit 2 lammers, wat een in die oggend en een in die aand geoffer was. En ek gaan nou vir u wys waar. En tussen hierdie 2 offers, die oggendoffer en die aandoffer waarvan jy sal lees in die woord, het die individu nog steeds sy of haar offer gebring, of sy offer gebring. So hulle eie offers was nog steeds tussenin, was daar gebring gewees. En dan het die priester in die oggend, het hy sy gewone kleed uitgetrek, daai mooi kleed van hom, en dan het hy daai linne kleed van hom aangetrek, en dan het hy die as. Dis belangrik daai woordjie, as jy hom lees in die Bybel, as, dan omkring jy daai woordjie, want dit beteken is 'n afgehandelde werk. So hy het die as gevat, en die as was 'n bewys gewees, dat daar 'n offer gebring was, en dan het hy daar die offer, byvoorbeeld van die aandoffer, het hy dan verwyder, en dit dan langs die altaar gaan plaas, as 'n bewys, dat daar was alreeds 'n offer gewees, of 'n offer gebring. Dan trek hy weer sy gewone kleed aan, en dan neem hy daai as, nou baie simboliek wat hierin is, hy vat daar die as, en hy gaan buite die kamp, na 'n skoon plek toe, en daar gaan sit hy daar die as neer. So hy gaan sit dit eers langs die altaar neer, kyk die ritueel, langs die altaar, die kruis van die Here Jesus, Nuwe Testamenties, en dan neem hy dit buitekant die laar, en hy gaan neem dit daar na 'n skoon plek toe. Nou, ek dink jy weet waarna ek verwys. So wanneer hy weer terugkeer, dan trek hy weer sy linnekleed aan, en dan begin hy weer, en hy begin met daai lammetjie te offer, en dit word genoem die môre offer. So lank wat die volk, wat die Here van hulle verwag om by mekaar te kom by die tent van samekoms, was daar in die oggend 'n offer, en daar was 'n aandoffer gewees. Waarna verwys hierdie voortdurende brandoffer? Kan ek net vanaand vir u sê, voordat ons by die brandoffer verder kom? As daar iets is wat die Here van sy kind verwag, as daar iets is wat u van hierdie Pinkster moet onthou, as daar 'n groot geestelike les is wat die Here vir u wil leer, ons dink baie keer wanneer ek myself vir die Here gegee het sy tot bekering gekom het, die Here my siel gered en my sondes vergewe het, of wanneer ek die Here vertrou om my hart te kom reinig en my te kom vul met die Here, met sy Heilige Gees, verskoon nou die kanseltaal, ons dink baie keer is 'n once-off, die vervulling met die Heilige Gees. Daar moet 'n voortdurende, hoor gou mooi, elke oggend en elke aand. Daar moet 'n voortdurende toewyding, 'n oorgee. Here, vanmôre kom gee ek my opnuut vir u oor. En ek kom wy my opnuut aan u. Dit is wonderlik. 'n Man het eendag hierdie woorde gesê, hy het vir dominee, hy was 'n skoolhoof, Hartie de Villiers, het hy hierdie woorde gesê, en om Hartie de Villiers, die Here het hierdie man kragtiglik gebruik, en hy het baie dagboeke geskryf, en as hy sy materiaal in die hande kan kry, kan hy dit maar met gemak lees. En toe het hy 'n persoon hy was 'n spreker op 'n konferensie gewees,
Toe het 'n man vir hom hierdie woorde gesê, toe sê hy, meneer de Villiers, ek sal alles in my lewe wil gee om te hê dit wat jy het. En toe kyk oom Mati de Villiers hom so in die oor hierdie skool of toe sê hy, dit het my alles gekos. 'n Algehele oorgawe aan die Here is jou alles of niks. En jy gaan dit leer deur die boek Levitikus. Wanneer ons hierdie offers hanteer, dan vra die Here nie net 'n deeltjie nie. En ek het vanmôre gestop en ek gaan net so 'n bietjie terug om weer jou gedagtes te verfris. Hier is die hele boek Levitikus. Die eerste 5 hoofstukke, eintlik jy moet die eerste 7 lees. Hoofstuk 6 en hoofstuk 7 het ek nie vanmôre gesê nie. Dit verduidelik daardie 5 offers. Hoofstuk 6 en hoofstuk 7 verduidelik, hier is hoofstuk 1 die brandoffer, en die brandoffer praat van algehele oorgawe. Nou wil ek net weer vir u sê, kyk mooi, as dit by God begin, van bo af, dan begin dit by 'n brandoffer. Jy weet jy, ek kon nie anders, en ek weet, dis 'n verskriklike teks wat ek nou gaan aanhaal. As daar 'n offer was, wat gemaak het dat u en ek vanaand hier kan sit, en dat u en ek kan vanaand praat, en daai versekering in ons hart kan hê, dat ons deur die bloed van Jesus skoon gewas en rein gewas is, dan is dit die grootste offer, die grootste brandoffer, wat ooit gebring kon word, en dis op Golgotha. Kan jy jou indink, hoor gou hierdie vers, en hierdie 5 offers, wat in Levitikus beskryf word in 1 hoofstuk in Jesaja 53 beskryf. En dit is 'n verskriklike vers wat ek nou gaan aanhaal, maar ek gaan nou vir u, kom ek verduidelik net gou vir u, die eerste 3, want as ek hierdie vers nou gaan aanhaal, gaan u dit nie verstaan nie. Hierdie eerste 3 was vrywillige offers gewees, maar hoor nou hierdie teks, vrywillig het Jesus na hierdie aarde toe gekom, hy het gekom om te soek en te red, hy het vrywillig aan 'n kruis gehang, hy het gesê, niemand neem my lewe van my weg nie, toe die soldate die nag hom gevange wou neem, toe sê hy, wie soek julle? Toe sê hulle, die Christus, toe sê hy, hier is ek. So hy is nie gedwing nie, hy het hom vrywillig oorgegee, maar hoor hierdie vers, jy moet rekening hou met hierdie vers. Hoor nou mooi, op Golgotha hierdie brandoffer, terwyl Jesus tussen hemel en aarde hang, en dit het God behaag om sy seun te verbrysel. Hoor jy die vlamme, hoor jy die altaar, hoor jy hoe die offer, hoe hierdie vlamme deur hierdie offer gaan, die brandoffer, hy het homself totaal en al, nie 'n deel nie, totaal en al, tot hy hierdie woorde geuiter het, dit is volbring, hoor hierdie vers, dit het God behaag om sy seun te verbrysel, hoor die woord binnenaag, dis 'n lieflike offer, kan jy glo? Dis asof God so maak, ek is tevrede my seun. Jy sien, 'n brandoffer is 'n lieflike geur, wanneer ek en jy ons lewe kom aflê vir die Here, op die altaar vir die Here kom neerlê vanaand. Miskien het jy dit vanoggend gedoen, vanmiddag het jy dit miskien gedoen, hoor gou mooi, dis so vrywilliglik, en dis 'n lieflike geur vir die Here. Hy dwing jou nie daartoe nie. Hy dwing geen mens. As dit oor by die kruis kom, dan sê hy hierdie woorde, as iemand agter my wil aankom. Dis 'n keuse. So uit God van bo af, het hy begin by 'n brandoffer, en toe het dit gegaan na 'n spysoffer, om te gee, en toe gaan dit na die dankoffer toe, hoofstuk 3, en dis waarby ons gaan uitkom, en dan die sondoffer, en dan die volmaakte, die sondoffer, en dan die skuldoffer. Nou, daardie 3 is vrywillig, ek doen dit vrywillig. Hierdie is verpligte offers. Om daar uit te kom, hoor nou mooi, Levitikus gaan oor hierdie woorde, dat die volk is uit Egipte land uitgelei, Genesis, hulle het hulle toestand bevind, agtergekom, hulle is slawe, en Exodus gaan daar oor die verlossingsplan, wat God deur Moses bewerkstellig het, die Rooi See, en hulle is deur die Rooi See, daai verlossingsplan. Levitikus, die hooftema gaan oor hierdie woordjie, om gemeenskap met God te kan hê. En al hoe hy dit vir sy volk kon leer, is deur offers, om by God uit te kom. Kyk mooi, hier begin ons,
om by God uit te kom, om gemeenskap. Ken jy hierdie intieme gemeenskap? 1 Korintiërs 1 vers 9 sê, God is getrou, deur wie julle geroep is tot gemeenskap. Miskien ken jy hom vanaand net as jou redder. Maar ken jy hierdie intieme gemeenskap met hom? Jy kan dit nooit hê, want jy sien die basis van die offers lê in die brandoffer. Ek moet eers daar kom. Kyk nou mooi. Nou kom dit weer van onder af. Om daar by God uit te kom, om daai gemeenskap met hom te hê, kyk nou mooi. Skuldoffer, dis 'n verplig. Dis nie 'n keuse nie. Ek moet dit doen. Ek moet gered word. Kyk daar. Ek moet. En dankoffer. Dis belangrik. Here, ek is so dankbaar. Die kort begrip van die Heidelbergse Katekismes sê, daar's 3 dinge wat die mens moet weet. Eerstens, hoe groot my sonde is, hoe ek daarvan verlos kan word, en hoe ek God daarvoor dankbaar kan wees. Is jy dankbaar? Kan hy dit in jou lewe sien? Dankbaarheid. Here, ek dank U. En hoe bewys ek my dankbaarheid? O Here, dis so wonderlik om vir U te kan gee. Ek wil myself vir U gee, maar nou behoort ek aan Jesus. Ek behoort aan hom, wat hy ook al vir my vra. Maak nie saak nie, Here. Dis nie te veel nie. Dis Uwe. Ek bestuur. Ek is Uwe, Heer. Dan kyk nou mooi. Nou kom dit daar by algehele oorgawe. Hoor mooi. As God jou in die hande kan kry, weet hy uit alles. Hy sê, wat is ons probleem in die geestelike lewe? Ons doen gedeeltelike oorgawes. Ons het nog nooit daar gekom. Nou ek het vanmôre vir u gesê, ek gaan dit nou vir u lees. Kyk gou, lees gou saam met my, ek wil dit net weer vir jou lees, voordat ek verder kom by die brandoffer, Levitikus 1. Is hy daar? Levitikus 1 in my Bybel op bladsy 112 in die Ou Testament. En die Here het met Moses geroep. Hoor nou mooi, dis die tema. Dis die tema van die boek Levitikus. Hy het geroep. Hy roep ons tot gemeenskap met hom. Ek wil vanaand vir u sê, dis 'n dieper verhouding met die Here Jesus, maar net om hom te ken as my persoonlike verlosser en saligmaker. En ek wil vanaand vir u sê, daar's min kinders van God wat hierdie intieme verhouding met Jesus smaak. Omdat jy so min tyd met sy woord spandeer. En omdat jy so min tyd in gebed spandeer, jy het nie tyd nie. Hy's maar so by, hoor gemooi. Hy roep, hy het geroep. Dis die sleutelwoord van die boek Levitikus. Hy het geroep. Hy roep Moses en hy sê vir Moses, hy het met hom gespreek. En hy sê, as iemand van julle aan die Here 'n offer wil bring. Onthou ek het vanmôre vir gesê, in die ooste werk dit so, as jy vir 'n hoëgeplaaste gaan besoek, of 'n besoek wil aflê, moet jy iets in jou hand hê. Die offer beteken korban, wat beteken, dis 'n gawe, dis 'n geskenk wat in jou hande moet wees. 'n Offer moet in jou hand wees, 'n offer. As iemand aan die Here 'n offer wil bring, hoor gou mooi, gemeenskap met Jesus is gelyk aan 'n offer. Wat is daar die offer? Ek wil jou gou terugneem aan Maria. Onthou jy van Maria? Sy het Jesus so lief gehad, sy bewys haar liefde aan die Here Jesus. Sy het so 'n verhouding met die Here Jesus gehad. En sy bring haar offer na die Here Jesus toe. Dit bewys hierdie intieme verhouding wat sy met Jesus gehad het. Sy breek 'n alabasterfles, Johannes hoofstuk 12. En hoor gemooi, sy maak hierdie algehele oorgawe aan die voete van die Here Jesus. Hoe weet ek dit? Hoe het mense dit geweet? Dat Maria hierdie oorgawe aan Jesus gemaak. Die Bybel sê, dit wat vir haar kosbaar was, hoor gemooi, dit wat vir haar kosbaar was, nardesalf. Sy breek daai fles en sy gooi dit oor die Here Jesus. Vermooi. En daardie geur van die alabaster salf en olie is nie net op die Here Jesus nie. Maar toe sy daar buite rondloop, maak die mense so, wat ruik so? Wat ruik so? Jong, sy was by Jesus, want Jesus ruik net so. Sy was aan die voete. Hoor gou mooi, gemeenskap met Jesus, mense sal agterkom.
As iemand 'n offer aan die Here wil bring, sê die Here, dan noem hy die offers van beeste of van klein vee. En hier's 4 verskillende diere wat hier genoem word, en ek noem dit net weer vanaand vir u, daar in hoofstuk 1, en ek noem dit juist dat u die opsomming so moet onthou. Hoofstuk 1 gaan oor 4 diere, dit gaan oor 'n bul, die ander vertaling praat van 'n os, praat van 'n lam, dit praat van 'n duif, en dit praat van 'n bok. En nou baie interessant, daardie as jy dit gaan bestudeer, dan is dit ook die kenmerke van iemand wat hom totaal aan die Here algeheel oorgegee het. So die os praat van diensbaarheid. Wanneer ek my aan die Here kom oorgee, dan is ek diensbaar, lam, onderworpenheid. Nie my wil nie. Iemand het eendag gevra, wat is hierdie kruis waarvan die Bybel praat? As iemand my liefhet, moet hy sy kruis opneem en my volg. En iemand het daarop gereageer, hy het gesê, dis waar my wil met God se wil kruis. En die duif opregtheid. En dan kry ons die bok, hierdie sondelas, hierdie sondebok, ken jy hom? En nou sê die Here vir hierdie volk, dat hulle hierdie offer aan die Here moet bring. Maar ek gaan so tussenin weer vir u na die hoofstuk terugneem. Onthou net hierdie, ek het vir u gesê 3 maal kom, daar's 3 teksverse wat presies dieselfde klink, maar elke keer is dit net 'n ander dier wat daar genoem was. Wat belangrik is om te weet dat as 'n mens die Levitikus 1 baie mooi deurlees, dan sal jy sien dat die Here maak nie onderskeid nie. Dis nie net sekere mense van wie hy verwag dat daar 'n algehele oorgawe moet kom nie. Hy begin by die persoon wat 'n bul kan bekostig, en hy eindig by iemand wat net 'n duif of 'n voël kan bekostig, 'n tortelduif, 'n jong duif, en dan sê hy, so hy maak die speelveld gelyk vir elke persoon. Maar een ding wat die Here nie kan verdra nie, as jy dit kan 'n bul bring, en jy bring 'n lam vir hom, hy sal nooit daai lam aanvaar nie, want hy weet, dis nie jou beste nie. En baie keer wil ons oorgawes aan die Here maak, dan hou ons die beste vir ons terug. Maar ek gaan vanaand vir u wys, hoe word hierdie ding verdeel? Hoe was hierdie offer verdeel gewees, sodat niks terughou kon word nie. Maar ek wil begin as inleiding en vir u sê dat die volk, Israel was nie die enigste volk of nasie wat ooit geoffer het aan die Here nie. Jy moet nou mooi hoor wat ek vanaand vir jou wil sê. Dit was iets algemeens wat voorgekom het in daardie tyd. Heidense volke het ook, en die omliggende volke het ook aan hulle God het hulle geoffer, maar nou moet jy mooi kyk. Wat normaal was by die heidense volke, slegs die dele, kyk mooi, kyk, jy hoor mooi en jy sien mooi, wat minder geskik was vir menslike gebruik, het hulle gebring as 'n offer, en bereid was dat hulle dit moes verbrand. Snap jy iets? Is dit nie wat ek en jy baie keer doen as dit kom by algehele oorgawe? Daardie dele van die dier wat minder geskik was, ag Here, jy kan dit kry, dit is wat die heidense volke gedoen het. Die beste deel het hulle vir hulself teruggehou. Die beste het hulle vir hulle gehou. Ag, weet jy wat, die Here kan maar tevrede wees. My God sal tevrede wees, ek bring daar maar iets vir hom. Maar kyk nou, as ek vanaand oor die brandoffer met u gaan praat, wat vra die Here? Miskien het u gewonder, waar is die posisie van die brandoffer? Ek gaan vir u 'n posisie wys. Hier's die tabernakel en hier's die brandoffer hier heel voor. Hier kom jy in, en daardie, ek sien 'n poort wyd oop staan. Dis daai poort staan bekend as wedergeboorte, om daar binne te kom, dis net een hek. En moes jy daar inkom, al die stamme het hier, was hulle hier in posisie gewees, om daar, God is daar is die allerheiligste. Om met hom gemeenskap te kan hê, moet jy hier inkom. En dis die vraag, het jy al hier ingekom? Jy kan daar staan, jy kan so naby wees, maar nog so ver. Godsdienstig maar verlore. Kerkmens, maar jy kan nog steeds buitekant staan. Ek wil vanaand vir jou sê, Jesus het die vereiste gestel, voorwaar, ek sê vir jou, voorwaar beteken God sweer 2 maal. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God ingaan. Nou kom hy daar in, en daar die altaar, daar is hy, so lyk die altaar. Horings aan die altaar,
indien die offer, die dier, nie stil lê nie, dan was hy vasgemaak aan die horings van die altaar. En dit beteken, wanneer ek hier nie baie keer gewillig is om oor te gee nie, dan is dit asof die Here ons daar moet vasmaak. Ek bid baie keer my stilte tyd, dan is daar iets wat pla, dan is daar iets, dan sê ek, Here, maak my gewillig, maak my gewillig vir iets waarvoor ek nie gewillig is nie. Dan sien ek hierdie prentjie, hoe die Here my vasmaak op daardie brandofferaltaar. Hy moet my eers, tot ek daar kom waar ek vir die Here kan sê, nie my wil nie. Ek sien Jesus dieselfde. My Vader, as dit U wil is, hy ken, hy hoor die brandofferaltaar. Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker by my verbygaan. Sê my Vader, nee. Die Vader sê, wag. Kom ek wag, met respek gesê, kom ek gebruik die horings van die altaar, tot jy gewillig is. En Jesus kom daar waar hy sê, nie my wil geskied, maar U wil geskied, my Vader. Waarom word die brandofferaltaar heel eerste in die boek Levitikus behandel? Hoekom was hy nie nommer 4 genoem of nommer 5 genoem nie? Omdat dit die basis vorm, die fundament vorm vir al 4 die ander. Dit is belangrik. Jy sien, ek kan nie by 'n spysoffer begin en ek kan ook nie by 'n dankoffer begin, alvorens ek nie daar gekom het waar ek myself op die altaar vir God kom plaas. Myself op die altaar vir die Here kom plaas, op hierdie brandofferaltaar. Dit was 'n offer wat heel eerste in die oggend, en ek het dit nou vir jou gelees in Eksodus 29 vers 42, in die oggend moes daar 'n ou lammetjie wees, in die aand, voortdurend, daar moes vuur op die altaar gewees het, dat wanneer die offeraar kom, wanneer daai man kom om sy offer te bring, dan moes daar vuur wees. Hoor gou mooi. Ek wil vanaand vir jou sê, dit is my een van die wonderlikste dinge, as jy hierdie offers bestudeer. Daar is net een offer, waarby die offeraar, die persoon wat die offer bring, die dier bring, betrokke is. Net by een. By die res, bring hy hom net tot daar, by die brandofferaltaar, dan staan hy terug. Hoekom? Die priester sorg. Gaan lees dit. Daar is 7 dinge wat hoofstuk 1 sê wat die priester moes doen. Maar onder andere, hy moet sorg dat die vuur gedurig op die altaar is. Nuwe vuur. Dat as iemand met sy offer kom, die vuur is daar. Hoor gou mooi. God het alles klaar vir jou en my gedoen. Jy het nie nodig om iets aan die saligheidsplan van God te verander nie. God het gedoen wat hy wil. En hy het Jesus na hierdie wêreld gestuur, die volmaakte, volbragte werk. Hoor gou mooi, gaan lees Levitikus 1, ek het nie baie tyd om hierdie hele hoofstuk vers vir vers vir die te ontleed nie, maar kyk mooi. As hy by jou duifie kom, dan moes die duif nie uit mekaar uitgehaal word. Hy moes nie opgesny geword. Weet jy wat doen ons baie keer met die offer van Jesus? Ek sal hierdie deel vat en ek sal daardie deel vat en ek hoor gemooi, die duifie totaal en al moes geoffer geword het. En dis hoe baie mense die offer van Jesus sien. Hulle sien hom nog nie as totaal en al. Hy's vir my geoffer. Hy's maar vir die wêreld en hy so plaas ek hom maar. So die belangrikheid van hoekom die brandoffer heel eerste daar was, is omdat dit die basis, die fundament. En die vuur was daar sodat al die ander offers daarop gebou kon word. Kenmerkend van die brandoffer, dat 'n offerdier, dis die enigste offer waar jy gaan lees, dat 'n offerdier geheel en al verbrand moes word. Met ander woorde, die hele dier, daar mag niks oorgebly het nie, behalwe die vel. Groot waarheid, groot geestelike waarheid. Gaan kyk, lees gou vers 9 saam met my. Kyk gou mooi, ek wil dit vir jou wys in die Bybel. Ek wil vir jou wys, God skryf dit vir ons in die Bybel. Hy sê presies, hy sê maar die binnegoed en die pote, gaan nou daarby kom, moet hy met water was. Water praat van die woord
Die woord het 'n wassende effek. Water verwys na die Heilige Gees wat praat van reiniging. Voordat ek 'n algehele offer aan die Here kan maak, 'n algehele oorgawe, moet daar eers reiniging in my lewe plaasvind alvorens die Heilige Gees. Hoor gou mooi, hy is nie die Gees nie. Hy is die Heilige Gees van God wat in 'n skoon lewe. Here, ek wil myself aan U kom. Kyk mooi, voordat hy op die vuur geplaas kan word. Die vuur verwys na die Heilige Gees. Eers reiniging en dan die vuur. Ons wil baie keer die vuur hê sonder reiniging. Dan die water. En die priester moet dit alles van op die altaar aan die brand steek as brandoffer, 'n vuuroffer, 'n lieflike geur. So die Bybel sê niks van die vel nie. Kan ek vir ietsie wys? Hoe het dit gewerk? Die priester het gekom en hy het die dier se vel, die offeraar het die offer tot daar gebring en dan is die vel afgetrek. En dan was die vel as vergoeding vir die priester gegee vir sy werk wat hy doen. Kyk mooi, daar's 2 redes. Die priester kry die vel en die vel was 'n bewys van 2 dinge. Hier kom hy. Die priester doen hierdie werk. Die offeraar gee die vel vir die priester en dit bewys dat die dier wel bestaan het. Hoor gou mooi. Algehele oorgawe. Ek sal weet ek het dit aan die Here gedoen. Ek sal weet. Hoor gou mooi, dis iets wat in my droom gebeur nie. Ek sal weet, Here, daar was 'n dag in my lewe. Daar was 'n oomblik soos met redding waar ek myself aan die Here toegewy het. Die dier, die vel is 'n bewys, die priester kom. Iemand sal kom en sê, hoor jy, het hierdie man 'n offer gebring? Ja, hier is die bewys. Die vel is 'n bewys. En dat die offeraar wel ook die offer gebring het. Ek het nie in die vel nie, maar kyk, dis al wat oor is. So die net, hoor gemooi, hoor, snap jy dit? Net die priester kan daai getuienis in jou hart vandaan kom gee. Weet jy wie is die priester? Nie 'n aardse persoon nie. Die Heilige Gees van God kan vanaand daai getuienis in jou hart kom gee. Ek weet daai man. Ek weet van daai dag, ek weet van daai oomblik toe daai vrou kom buig het en homself op die altaar. Hier's die bewys, hier's die vel. Hy was daar. Hy het dit nie namens iemand gedoen nie, dis nie sy vrou wat dit namens hom gedoen het nie. Hy was daar. Hoor gou mooi, ek vra vanaand vir jou, die vel. Het jy die getuienis hier in jou hart? Belangrik. Baie belangrik. As jy nie daai getuienis het dat jy al so algehele oorgawe aan die Here gedoen het, moet ek vanaand vir jou sê, jy het dit nog nie gedoen nie. Jy moet die getuienis, die bewys moet daar wees. Die bewys. Ek kom by die verdeling. Dit was 'n baie delikate werk vir die priester om hierdie verdeling te doen. Sien nou maar daar staan 'n ou bul voor hom of 'n ou lammetjie of hierdie klein tortelduifie. Nou, dis die priester se werk. Hierdie dier kon nie sommer op enige manier geslag geword nie. Kyk wat doen die priester. Kyk mooi. Dink nou in 'n oomblik dat jou gedagtes gaan aan die Here Jesus, die grootste offer wat ooit gebring is van God se kant af, die eerste die brandoffer. Kyk mooi wat het die priester gedoen. Kyk baie mooi. Aan die priester is daar geleentheid gegee. Hy moes nou die offeraar moes die dier bring en dan het die priester hom van binne na buite mooi staan en bekyk. Mooi ondersoek ingestel. Is daar enige gebrek? Loop hy 'n bietjie krippel? Is daar fout? Jy sien ek en jy bring Maleagi 1 offers vir die Here. Gebreklike offers. En die Here sê presies in Levitikus 1, ek soek offers sonder gebrek. Sonder gebrek. En die priester se werk was om die ondersoek voordat hy nou die verdeling gaan doen. Hy kyk hom mooi. Ek wens ek het vir jou tyd om vir jou te vertel hoe Jesus ondersoek. Gaan lees Eksodus 12 hoe's daai lammetjie vir 3 dae ondersoek. Jesus is so ondersoek. Hy's van Kajafas gestuur na Herodes. Van Herodes na Annas, so het almal hom ondersoek van buite na binne. Van binne na buite.
Hierdie offer moet so mooi ondersoek word om te kyk, is daar enige gebrek. Ek het vanmôre vir jou gewys, as jy Levitikus 1 baie mooi lees jy van 4 dele, die kop, dan lees jy van die vet, dan lees jy van die binnegoed, en dan lees jy van die pote. Wat stel die kop voor? Jy sien, wanneer ek en jy algehele oorgawe aan die Here doen, dan is dit nie net, hier is ek nie. Ek neem die besluit hier, in my intellek. En my kop stel my gedagtewêreld voor, my kop stel my oë voor, my kop stel my sintuie voor, alles. Here, jy sien, die priester het gesê, kom ek sny hierdie offer so op. Heel eerstens gaan ons die kop opsit. Die vuur is daar. Die kop. Hier, ek praat met jou oor 'n algehele oorgawe. En dan die volgende is die vet wat opgesit word. Die vet praat van die welstand. Van die welstand. Algemene gesondheid van hierdie dier. Nie jou maar waar die bene so uitsteek wat ek by die Here gee nie. Nee, die Here soek sy beste. Kyk, en die priester kyk hoe hy sê, ja, by 'n veld verbygery waar beeste staan, waar skapies loop, dan sê jy, hierdie boer kyk na sy vee. Mooi kondisie. Hoor mooi, God kyk na die kondisie van die hart. Hy kyk daarna. As ek en jy hierdie oorgawe aan die Here maak, die binnegoed, my wil, my emosie, hier by my siele lewe. O Here, dis maar net 'n besluit wat ek neem, omdat ek in die nood is nie. Nee Here, ek wil hierdie oorgawe aan die Here doen, totaal en algeheel aan die Here. My kop, my welstand, my geestelike, my welstand, Here, my binnegoed, my pote, wat verwys na my wandel en my gedrag. Sê gou vir my, toe jy daai algehele oorgawe aan die Here gemaak het, was dit deel daarvan? Het jy so 'n oorgawe aan die Here gemaak, of was dit maar all in the mind? As ek na die offer van die Here Jesus kyk, en as kyk hoe die priester na hom gekyk het, hoe Herodes na hom gekyk het, hoe Kajafas na hom, hoe anders na hom gekyk het, hoor gemooi, elkeen het hierdie woorde gesê. Daar was geen sonde, hulle het binnekant gesien, binne na buite. Dis hoe die priester gekyk het, van binne. Hoor nou mooi, sit die kop op, sit die vet op, sit die binnegoed, sit die pote op. Elkeen gesê hierdie woorde, geen sonde gedoen, sonder sonde. Die offer, volmaakte offer, brandoffer. Binne en buite het hulle Jesus deurgekyk. Hoor wat sê Efesiërs, een van die mooi verse in die Bybel. Hy sê in Efesiërs 5 vers 2, hy sê soos Christus ons ook lief gehad het en hom oorgegee het, gewilliglik. Sien jy hierdie offer? Hy's nie geforseer nie. Hy's nie na die brandoffer altaar toe getrek nie. Hy het toe geloop. Hy het sy kruis op hom geneem. Hy het toe geloop. Oorgegee, hoor nou mooi wat sê Paulus vir Efese gemeente. Hy sê, as 'n gawe. Daai woordjie gawe beteken ook as 'n geskenk. As 'n offer, hoor mooi, hy het hom oorgegee. Ryk hom as 'n lieflike gee. Jou oorgawe aan die Here, sê vir my, was dit vir die Here 'n lieflike gee? Die woordjie versoening, as jy dit lees, die woordjie versoening kom in Levitikus meer as 80 keer voor. Maar in daai konteks kom hy voor as versadig. Elke keer as die volk 'n offer gebring het, was God versadig. Wat beteken dit? Hy roep hulle tot gemeenskap, en daai gemeenskap, wanneer hy met hulle gepraat het, en hy hulle geleer het hoe om gemeenskap met hom te hê, was daar 'n versadiging hier binne in God.
versadige. 'n Versadige. Ek wonder of jy hierdie hoofstuk vanmiddag deurgelees het, het jy iets opgemerk? Die offeraar, die persoon wat die offer gebring het. Hier kom hy met sy bil aan, hier kom hy met sy lammetjie aan of sy tortelduifie. Maar my hart raak elke keer seer as ek daaraan dink. Maar my hart raak week as ek dink aan nou Maria. Nadat Jesus gebore is, toe gaan hulle ook om te offer. En hulle het maar net 'n duifie gehad. En die duifie beteken, wanneer jy dit lees in die Bybel, hulle was nie baie wel af gewees nie. Hulle kon 'n duif bekostig het en hulle daai duifie gebring as 'n offer. Maar weet jy wat vir my wonderlik is as ek hierdie hoofstuk lees? Die offeraar het geen deel aan hierdie offer, aan die brandoffer gehad. Geen deel. Dit was alles die priester se deel. Dis sy verantwoordelikheid gewees. Hy moes sorg dat hierdie offer gebring was. Weet jy wat is die boodskap? Weet jy wat is die boodskap? Net hierin. As dit die priester se werk was. Hoor mooi. Want uit genade word julle gered deur die geloof. Nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie. Die mens het geen deel. Hy kan niks nog by die saligheidsplan van God voeg nie. Ek sê baie keer vir die Here, ek is so dankbaar dat Petrus weggehardloop het. Want as Petrus ook nog daar was by die kruis van die Here Jesus, dan was daar nog 'n Petruskerk ook gewees. Want dan Petrus saam met die Here Jesus, dan sal mense dit ook sê. Maar hy het alleen die saligheid, want die saligheid is in niemand anders nie. Sê Handelinge 4 vers 12, hoor gemooi. Vandag word die evangelie met 'n Jesus plus gekoppel. Dis 'n Jesus plus evangelie wat vandag verkondig word. Wat bedoel ek daarby? Dis Jesus plus doopwater. Dis Jesus plus tale. Dan sal ek in die hemel kom. Asof die Here Jesus maar so eerste in hierdie Jesus plus skade weer staan. Hoor gemooi. Hoor gemooi. Die Ou Testament leer vir my dat daar was 'n brandoffer gewees en al wat die offeraar moes doen, hy moes sy offer net tot daar bring. En dan het die priester gesorg dat hierdie offer verteer moes word. O, die vlamme moes daar deurtrek. En dit was vir die Here 'n lieflike geur. Hoor gemooi. Waarna soek jy? Wat soek jy? Waarmee is jy besig? 'n Jesus plus? Ek wil vanaand vir jou die versekering gee. Die bloedevangelie sal altyd red en die bloedevangelie sal altyd mense vrymaak. Maar ek wil vanaand vir jou 'n uitdaging maak aan jou hart. En as dit na 'n 6 maande nie werk nie, dan kan jy terugkom na my toe. Maar ek wil jou uitdaag, hoor my woorde. As jy 'n totaal algehele oorgawe aan die Here Jesus maak en jy doen dit met opreg hier binnekant. En jy's eerlik met die Here, soos daardie jou duifie opregtheid binne hom. Wil ek vanaand wees, jy sal nooit iets anders soek nie. Dan sal jy ervaar my Jesus versadig my. Jesus bied my versadiging. Dis net by die 3de offer, as jy dit gaan lees, ek wil dit net vir jou sê, want ek is bang, jy gaan dit raak lees, dan gaan jy sê, nee, ek het vir jou gejok. As jy by die 3de offer kom, by die dankoffer, dan gaan jy sien die offeraar het deel. O, Here, ek wil vir die dankie kom sê. Dankie, dankie, dankie dat U my siel uit genade gered het. Dankie, Here, dat die Heilige Gees van God, dankie dat hy my kom reinig het. Ek begin 'n dankbare lewe leef. Dis waar die offeraar deel gaan hê, 'n lewe van dankbaarheid aan die Here. Al waar die offeraar deel in enige van hierdie offers gaan hê, is by die dankoffer, 'n lewe van dankbaarheid. Hy het vir die gesê, hy trek 'n spesiale kleed aan, en hy vat daar die as, na hierdie dier geoffer is,
vat hy die as, die priester vat die as, as 'n bewys dat verbranding plaasgevind het. Hierdie offerdier is regtig. Hy is deur die vuur. Is nie wonderlik nie? Kan ek vanaand vir jou geestelike toepassing maak? Die woordjie in Hebreëus vir brandoffer beteken totaal, 'n totale offer. Totale offer. Nie net 'n offer nie. Totale offer. Deur die offer het die offeraar niks van God verwag nie. Hy het net gekom en het gesê, hier is my offer. As iemand aan die Here 'n offer wil bring. Hy was net gehoorsaam. Die Here het gesê, as iemand 'n offer wil bring, moet hy sy offer bring. En die Here het gesê, ek aanvaar hierdie, ek het môre hierdie woord gebruik, in die ooste gebruik hulle hierdie woord, korban. My gawe, my offer, my geskenk, as iemand aan die Here so offer wil bring. Hy was gehoorsaam, hy het sy offer gebring. Hy wou aan die Here geoffer het, en hy het homself onvoorwaardelik, gees, siel en liggaam aan hom oorgegee en aan die Here toegewy. Is nie wonderlik nie? Ek vat my hier en ek vat daar uit Lukas, hoor my Lukas uit Levitikus 1 uit. Ek wil jou vra, vanaand in jou stilte tyd. Ek wil jou vra, môreoggend in jou stilte tyd. Op jou knieë, lees jy hierdie Levitikus 1 en vra jou dieselfde vraag af, Here, het ek al so oorgawe gemaak? Het ek al so onvoorwaardelike oorgawe aan God gemaak, 'n algehele oorgawe? Was ek al by die brandoffer? Dis die vraag. Dis waar alles begin, brandoffer. Dis waar dit begin om gemeenskap met Jesus te hê. Maar weer vanaand vir jou sê, jy kan daarna smag, jy kan daarna soek, jy kan daarna verlang, alvorens jy nie hier was, waar jy gekom het en sê, Here, algeheel, kom gee ek my aan U voor. Sê nooit daai lewe smaak nie, nooit. Ons het so 'n paar minute en ek het gedink, die roofvoël, jy ken mos die roofvoël van Genesis 15. Voordat jy by die motor is of by die huis is, het die roofvoël gekom en daai saadjies wat vanaand in harte gesaai is, miskien is hier 'n begeerte, Johan, as ek vanaand die kans het, en jy gee vir my die geleentheid om te bid, saggies, ons gaan sommer daar waar jy sit, net 'n paar oomblik van stilte. As jy saam met iemand wil bid, dan doen jy dit. Maar miskien wil jy vanaand vir die Here sê, Here, ek hoor. Moet jy dit duideliker nog hoor? My kop, my binnegoed, my pote, my vet, alles. Kom ek net vanaand so op die altaar sit, Here. Ek soek vanaand daai bewys. Ek soek die bewys. Ek soek die getuienis hier binne, Here. Ek het dit nie. Jy het dit, of jy het dit nie, dis so maklik as dit. Dat die vel, die getuienis sal dra, die bewys sal wees. Die priester sal weet ek was daar. Die priester sal getuig, hy het die offer gebring. Hier's die as. Dis ook 'n bewys van, dit is gedoen. Die offer is aanvaar as 'n lieflike geur vir die Here. Is dit wonderlik, vriende? Hoe ryk is die woord nie? Kom ek gee vir jou 'n paar minute. Net daar waar jy sit, praat met die Here. Stort jou hart uit. My gees, my siel, my liggaam, wy ek aan U, o Heer.
Ek wil net dit weer sê, dat daar nie 'n misverstand is nie. Gaan lees hierdie hoofstuk met 'n oop hart. En ons is nou in Pinkster. Pinkster beteken 50ste, wat beteken die Heilige Gees is op die 50ste dag uitgestort. Vriende, die kerk is arm, omdat ons nie die Heilige Gees totaal en al sy regmatige deel in die kerk gee nie. Die kerk is nie 'n gebou nie, en kinders van God se lewens. En hoor gou mooi, die disippels was 10 dae in die boefretrek. Wat het daar gebeur? Kom ek sê vir jou, in daai 10 dae was daar reiniging wat plaasgevind het. Hoe weet ek dit? Petrus gee getuienis in Handelinge 15 vers 8 en 9 sê Petrus hierdie woorde. Hulle vra van wat het op Pinksterdag gebeur? Hy sê God wat ons harte ken, het aan ons die getuienis gegee. Die vel was daar, die getuienis, die bewys was daar. Wat was die bewys? God het aan ons die Heilige Gees gegee, deurdat hy ons harte eers gereinig het, en toe vervul het met die Heilige Gees. Daar moet eers reiniging. Daar waar hy sit, sê Here, as u sy kind is, as hy waarlik weergebore is, en hy wil vervul word met sy Heilige Gees, die ander woord is, Dr. Andrew Murray was baie lief vir die woord, algehele oorgawe, vir dieselfde werk, as die vervulling met die Heilige Gees, daar moet eers reiniging plaasvind. Daar waar jy sit, sê Here, as u kind, ek het vanaand nodig, dat u my hart sal kom reinig, deur u kosbare bloed. Reiniging, en dan wil ek vir u kom vra, Here, kom vul my met u Heilige Gees. Petrus sê hoe? Hy het ons harte gereinig en vervul deur die geloof. Geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van wat ons nie sien of voel nie. Geloof het niks met gevoel of jy nou so voel of nie. As jy dit opreg bedoel, op daai stoel sê vanaand, Here, in hierdie Pinkster het ek nodig dat jy my sal kom reinig en my sal kom vul met die Heilige Gees deur die geloof. Dis wonderlik. Die aarde skud nie. Niks gebeur, geloof, ek vat God op sy woord. As julle dan wat sleg is, Lukas 13 vers 11 vers 13, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal God nie sy Heilige Gees gee, hoor nou mooi, aan die wat hom bid nie. Net bid. Vra, sê die in vertaling. Here, dis my hartsbegeerte. Sal jy dit doen? Ander taaltipes, ek kom gee my algeheel oor aan u. Kop, binnegoed, pote, my vet. Algeheel. Dis algehele offer. Heilige Gees van God. Ek het gedoen wat u op my hart gelê het. Meer kan ek nie. Maar ek dank u vir die Heilige Gees. Jesus het gesê as hy kom, dan sal hy julle herinner aan al die woorde wat ek gesê het. Ek wil bid dat u die naprediker van u woord sal wees. Ek wil bid regtig, Heilige Gees van God, dat u sal kom oopbreek wat onduidelik is. Maar ek wil bid in hierdie aand, dat u elke een wat hier sit, wat vandag hier was, hulle wat nou nie opgedaag het, die Here, elkeen, dat die Heilige Gees werksaam sal wees in hierdie Pinkstertyd. Soos ek baie bid, maak hulle bed hard, Here. Bring ons daar, as iemand aan die Here, offer net, Here, Handelinge 5 vers 32 sê, God gee sy Heilige Gees aan die wat hom gehoorsaam is. As ons aan u gehoorsaam is, as ons niks van u af terughou nie, as ons eerlik kom en sê, Here, hier is alles. God gee sy Heilige Gees aan die wat hom gehoorsaam is. Dan bid ek, maak ons gehoorsaam, Here, dat ons kan ervaar wat dit beteken, om 'n man en 'n vrou te wees wat vol is van u Heilige Gees. En u is die naprediker van die woord, in Jesus se naam.